Ons is weer terug by Slaapstories vir groot mense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons pot gooi vir ons 'n 5-stertjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borg en skrywers, asseblief man, kom join ons. Stuur dit vir ons by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onderaan die potgooi informasie as jy nog meer informasie wil hê. Kom mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. Vanaand se verhaal met oorlosies het my herinner aan baie jare terug, toe ons by familie gaan kuier het en die kinders almal in die voorhuis moes slaap. Daar was hierdie antieke groot staan oorlosie en elke uur, ek meen, elke uur, het daai vervlakste ding die uur uitgebulder met 'n moerse gedong vir net soveel keer soos hoe laat dit was. Elke uur. Daar was nie veel geslaap daai paar aande nie, en om nog alles nog erger te vererg, elke uur op die halfuur, het daar 'n trein verby daai ou huisie, al rasend en fluitend verbygegaan. Hoekom hy nou juist daardie fluit moes blaas, weet nigter. Maar ek sê vir julle mensies, ek wou nie graag weer by daai familie gaan kuier nie. Nee man, slaap is mos 'n lekker ding. En om elke halfuur wakker te skrik met 'n donderende geraas is mos nou nie nice nie. Lekker luister vanaand. Vanaand luister ons na Die man met die oorlosies, uit Round the Fire Stories, deur Arthur Conan Doyle. Daar is baie wat nog die vreemde omstandighede sal onthou, wat onder die opskrif van die rugby mystery baie kolomme van die daaglikse pers in die lente van die jaar 1892 gevul het. Aangesien dit in 'n tydperk van buitengewone stilte gekom het dit dalk meer aandag getrek as wat dit verdien het, maar dit het aan die publiek daardie mengsel van die grillige en die tragiese gebied wat die volksverbeelding die meeste prikkel. Belangstelling het egter getaan toe daarna weke van vrugtelose ondersoek gevind is dat geen finale verduideliking van die feite na vore gekom het nie. En die tragedie het van daardie tyd tot nou finaal sy plek ingeneem in die donker katalogus van onverklaarbare en onversoende misdade. 'n Onlangse mededeling, waarvan die egtheid bo verdenking blyk te wees, het egter nuwe en duidelike lig op die saak gewerf. Voordat ek dit aan die publiek voorlê, sal dit dalk goed wees om hulle geheue te verfris oor die vreemde feite waarop hierdie kommentaar gebaseer is. Hierdie feite was kortlik soos volg. Om 5:00 die aand van die 18de Maart in die reeds genoemde jaar, het 'n trein vanaf Eustonstasie na Manchester vertrek. Dit was 'n reënerige, stormagtige dag wat wilder geword het soos dit gevorder het. Dus was dit geensins die weer waarin enige iemand sou reis wat nie deur noodsaaklikheid gedwing was om dit te doen nie. Die trein is egter 'n gunsteling onder Manchester sakemanne wat van die stad terugkeer, want dit doen die reis in 4 uur en 20 minute met slegs 3 stilhouplekke op die pad. Ten spyte van die ongure aand was dit dus redelik vol op die geleentheid waarvan ek praat. Die kondukteur van die trein was 'n beproefde dienaar van hierdie maatskappy, 'n man wat 32 jaar lank sonder smet of klagte gewerk het. Sy naam was John Palmer. Die stasieoorlosie was op die slag van 5 en die kondukteur was op die punt om die gebruikelike sein aan die treinduiwer te gee, toe hy 2 laatkomende passasiers harstig op die platform sien afkom het. Die een was 'n buitengewone lang man, geklee in 'n lang swart jas met astrakan kraag en manchette. Ek het reeds gesê dat die aand onguur was en die lang reisiger met die hoë warm kraag opgetrek om sy keel teen die bitter maartwind te beskerm. Hy het, sover die kondukteur kon oordeel, met so 'n hastige inspeksie voorgekom as 'n man tussen 65 jaar oud, wat heeltemal van die krag en aktiwiteite van sy jeug behou het. In een hand het hy bruin leer Gladstone sak gedra. Sy metgesel was 'n dame, lank en regop, wat met 'n kragtige stap geloop het wat die heer langs haar verbygesteek het. Sy het 'n lang, vaalkleurige stofjas gedra, 'n swart nou passende toque en 'n donker sluier wat die grootste deel van haar gesig verberg het. Die twee kon maklik as vader en dogter deurgegaan het. Hulle het vinnig langs die ry ruituie afgestap, by die vensters ingeloer,
totdat die kondukteur John Palmer hulle ingehaal het. "Nou dan meneer, maak gou, die trein vertrek," het hy gesê. "Eerste klas," het die man geantwoord. Die kondukteur het die handvatsel van die naaste deur gedraai. In die rytuig wat hy oopgemaak het, het 'n klein mannetjie gesit met 'n sigaar in sy mond. Sy voorkoms blyk 'n indruk op die kondukteur se geheue gemaak het, want hy was later in staat om hom te beskryf of te identifiseer. Hy was 'n man van 34 of 35 jaar oud, geklee in 'n grys materiaal, skerp neus, waaksaam met rooi verweerde gesig en 'n klein, kortgesnyde swart baard. Hy het opgekyk toe die deur oopgemaak word. Die lang man het gehuiwer met sy voet op die trappie. "Dit is 'n rookkompartement. Die dame hou nie van rook nie," het hy gesê, terwyl hy na die kondukteur omkyk. "Goed so, hier is die plek, meneer," het John Palmer gesê. Hy het die deur van die rookkompartement toegeslaan, die van die volgende een wat leeg was, oopgemaak en die 2 reisigers daarin gedruk. Op dieselfde oomblik het hy sy fluitjie geblaas en die wiele van die trein het begin beweeg. Die man met die sigaar was by die venster van sy kompartement en het iets aan die kondukteur gesê terwyl hy by hom verbyrol. Maar die woorde het verlore gegaan in die gewoel van die vertrek. Palmer het in die kondukteur se wa geklim toe dit by hom kom en nie weer aan die voorval gedink nie. 12 minute na sy vertrek het die trein by Willesden aansluiting aangekom, waar dit vir 'n baie kort tussenpose gestop het. 'n Ondersoek van die kaartjies het dit seker gemaak dat niemand of aangesluit of dit daar verlaat het nie. Op hierdie tydstip en geen passasier is gesien wat op die platform afgeklim het nie. Om 5:14 is die reis na Manchester bevat en Rugby is om 6:50 bereik. Die sneltrein was 5 minute laat. By Rugby het die aandag van die stasiebeamptes gefestig op die feit dat die deur van een van die eerste klas rytuie oop was. 'n Ondersoek van daardie kompartement en sy buurman het 'n merkwaardige stand van sake aan die lig gebring. Die rookkompartement waarin die kort rooi gesig man met die swart baard gesien is, was nou leeg. Behalwe vir 'n halfgerookte sigaar, was daar geen spoor hoegenaamd van sy onlangse bewoner nie. Die deur van hierdie rytuig was toe. In die volgende kompartement, waarheen aandag oorspronklik getrek is, was daar geen teken van of die heer met die astrakant kraag of 'n jong dame wat hom vergesel het nie. Al 3 passasiers het verdwyn. Aan die ander kant is daar op die vloer van hierdie rytuig, die een waarin die lang reisiger en die dame was, 'n jong man gevind, modieus geklee en van elegante voorkoms. Hy het gelê met sy knie opgetrek en sy kop teen die verder deur rustend, 'n elmboog op elke sitplek. 'n koel het sy hart deurboor en sy dood moes onmiddellik gewees het. Niemand het so 'n man die trein sien binnegaan nie en geen treinkaartjie is in sy sak gevind nie. Ook was daar geen merke op sy linne of papiere of persoonlike eiendom wat kon help om hom te identifiseer nie. Wie hy was, waarvandaan hy gekom het en hoe hy aan sy einde gekom het, was elk net so groot misterie as wat gebeur het met die 3 mense wat 'n uur en 'n half tevore van 'n Wollaston in daardie 2 kompartemente vertrek het. Ek het gesê dat daar geen persoonlike eiendom was wat kon help om hom te identifiseer nie. Maar het is waar dat daar een besonderheid omtrent hierdie onbekende jong man was, waaroor daar destyds baie kommentaar gelewer is. In sy sakke is nie minder nie as 6 waardevolle goue oorlosies gevind. 3 in die verskillende sakke van sy onderbaadjie, 1 in sy kaartjiesak, 1 in sy borssak en 1 klein een wat in 'n leerband gesit en om sy linker gewrig vasgemaak is. Dit voor die hand liggende verduideliking dat die man 'n sakkeroller was en dat dit sy byt was, is weerlee deur die feit dat al 6 van Amerikaanse maaksel was en van 'n tipe wat skaars in Engeland is. 3 daarvan het die merk van die Rochester Horlosiemaatskappy gedra. 1 was deur Mason van Elmira, 1 was ongemerk en die klein een, wat soveel juwele gehad het en versier was van Tiffany van New York. Die ander inhoud van sy sak het bestaan uit 'n ivoormes met 'n kurktrekker deur Rogers van Sheffield, 'n klein ronde spieël, 1 duim in deursnee, 'n hertoelatingsbewys na die Lyceum Theater, 'n silwer doosie vol vierhoutjies en 'n bruin leer sigaarhouer met 2 seroete. Ook 2 pond 14 shillings in geld. Dit was duidelik dat watter motiewe ook al tot sy dood gelei het, roof nie een daarvan was nie. Soos reeds genoem was daar geen merk op die man se linne nie, wat niet gelyk het, en geen kleremaker se naam op sy baadjie nie. In voorkoms was hy jonk, kort, glad gesig en fyn van gelaatstrekke,
Een van sy voortande was opvallend met goud gestop. Met die ontdekking van die tragedie is 'n onmiddellike ondersoek van die kaartjies van alle passasiers gedoen en die aantal passasiers self is getel. Daar is gevind dat slegs 3 kaartjies nie verantwoord kon word nie, wat ooreenstem met die 3 reisigers wat vermis word. Die sneltrein is toe toegelaat om voort te gaan, maar 'n nuwe kondukteur is daarmee saamgestuur en John Palmer is as 'n getuie by Rugby aangehou. Die rytuig wat die 2 betrokke kompartemente ingesluit het, is ontkoppel en op 'n syspoor gerangeer. Toe, met die aankoms van inspekteur Wyn van Scotland Yard en meneer Henderson, 'n speurder in diens van die spoorwegmaatskappy, is 'n uitvoerige ondersoek na al die omstandighede ingestel. Dat 'n misdaad gepleeg is, was seker. Die koel, wat skynbaar van 'n klein pistool of revolver gekom het, is van 'n klein afstand afgevuur, aangesien daar geen skroeiing van die klere was nie. Geen wapen is in die kompartement gevind nie, wat finaal die teorie van selfmoord verwyder het. En daar was ook geen teken van die bruin leersak, wat die kondukteur in die hand van die lang heer gesien het nie. 'n Dame se sambreel is op die rak gevind, maar geen ander spoor was te sien van die reisiger in enige van die afdelings nie. Afgesien van die misdaad, was die vraag hoe of waarom 3 passasiers, een van hulle 'n dame, uit die trein kon klim en een ander kon inklim gedurende die ononderbroke rit tussen Wollaston en Rugby. Een wat die uiterste nuuskierigheid onder die algemene publiek gewerk het en aanleiding gegee het tot baie spekulasie in die Londense pers. John Palmer, die kondukteur, kon by die lijkskouing getuienis lewer wat 'n bietjie lig op die saak gewerp het. Daar was 'n plek tussen Tring en Cheddington, volgens sy verklaring, waar as gevolg van herstelwerk aan die lyn, die trein vir 'n paar minute verlangsaam het tot 'n spoed van hoogstens 8 of 10 myl per uur. Op daardie plek sou dit moontlik gewees het vir 'n man, of selfs vir 'n buitengewoon aktiewe vrou, om die trein te verlaat sonder ernstige beserings. Dit was waar dat 'n span spoorbouers daar was, en dat hulle niks gesien het nie, maar dit was hulle gewoonte om in die middel tussen die spore te staan, en die oop rytuigtuur was aan die verkant, sodat dit denkbaar was dat iemand ongesien kon afgeklim het, aangesien die donkerte teen daardie tyd sou begin intrek. 'n Steil wal sou onmiddellik enigiemand wat uitspring van die waarneming van die spoorwerkers afskerm. Die kondukteur het ook getuig dat daar heelwat beweging op die platform by Wollaston aansluiting was, en dat hoewel dit seker was dat niemand of by die trein aangesluit het of dit daar verlaat het nie, was dit steeds heeltemal moontlik dat sommige van die passasiers ongesien van een kompartement na ander kon verwissel het. Dit was geensins ongewoon vir 'n heer om sy sigaar in 'n rookkompartement klaar te rook en dan na 'n skoner atmosfeer te verskuif nie. Gestel die man met die swart baard het dit by Wollaston gedoen en die halfgerookte sigaar op die vloer het die veronderstelling gesteun, sou hy natuurlik na die naaste afdeling gaan, wat hom in die geselskap van die 2 ander spelers in hierdie drama sou bring. So kon die eerste fase van die saak vermoed word, sonder enige groot breuk in waarskynlikheid. Maar wat die tweede fase was, of hoe die finale een bereik is, kon nog nie konnekteer, nog nie die ervare speurders voorstel. 'n Deeglike ondersoek van die lyn tussen Wollaston en Rugby het gelei tot een ontdekking, wat dalk betrekking op die tragedie kon hê, of dalk nie. Naby Tring, op presies die plek waar die trein stadiger gery het, is daar aan die voet van die wal 'n klein sak testament gevind, baie verslete en verweer. Dit is gedruk deur die Bybelgenootskap van Londen en het 'n inskripsie gedra van John aan Alice, 13 Januarie 1856, op die skitblad. Daaronder was geskryf James, 4 Julie 1859 en daaronder weer Edward, 1 November 1869. Al die inskrywings in dieselfde handskrif. Dit was die enigste leidraad, as dit 'n leidraad genoem kon word, wat die polisie verkry het, en die lijkskouer se uitspraak van moord deur 'n persoon of persone onbekend was die onbevredigende einde van 'n vreemde saak. Advertensies, belonings en navraag was ewe vrugteloos en niks kon gevind word wat solied genoeg was om as basis vir 'n winsgewende ondersoek te dien nie. Dit sou egter 'n fout wees om te wonderstel dat geen teorie gevorm is om die feite te verklaar nie. Inteendeel, die pers, beide in Engeland en in Amerika, het oorgeloop van voorstelle en veronderstellings, waarvan die meeste klaarblyklik absurd was. Die feit dat die horlosies van Amerikaanse maaksel was, en seker eienaardighede in die verband met die goudstopsel van sy voortand, het skynbaar aangedui die oorledene 'n burger van die Verenigde State was, hoewel sy linne klere en stewels ongetwyfeld van Britse vervaardiging was.
Daar is deur sommige vermoed dat hy onder die sitplek versteek was en dat hy, toe hy ontdek is om een of ander rede, moontlik omdat hy hulle skuldige geheime afgeluister het, deur sy mede-passasiers om die lewe gebring is. Wanneer dit gekoppel word aan veralgemenings oor die wreedheid en sleeheid van anarchistiese en ander geheime genootskappe, het hierdie teorie so aanneemlik soos enige ander geklink. Die feit dat hy sonder 'n kaartjie was, sou strook met die idee van versteking, en dit was wel bekend dat vroue 'n prominente rol in die nihilistiese propaganda gespeel het. Aan die ander kant was dit duidelik uit die kondukteur se verklaring dat die man daar versteek moes gewees het voordat die ander aangekom het, en hoe onwaarskynlik was die toeval dat sameswerders presies in dieselfde kompartement sou beland waarin 'n spioen reeds versteek was. Boonop het hierdie verduideliking die man in die rookkompartement geïgnoreer en geen rede hoegenaamd vir sy gelyktydige verdwyning gegee nie. Die polisie het min moeite gehad om aan te toon dat so 'n teorie nie die feite sou dek nie, maar hulle was onvoorbereid om in die afwesigheid van bewyse enige alternatiewe verduideliking te bied. Daar was 'n brief in die Daily Gazette onder die handtekening van 'n bekende misdaadondersoeker wat destyds tot aansienlike bespreking gelei het. Hy het 'n hipotese gevorm wat ten minste vindingrykheid gehad het om dit aan te beveel, en hy kan nie beter doen as om dit in sy eie woorde weer te gee nie. Wat ook al die waarheid mag wees, het hy gesê, dit moet afhang van 'n bizarre en seldsame kombinasie van gebeure. Dus hoef ons nie te huiwer om sulke gebeure in ons verduideliking te postuleer nie. In die afwesigheid van data moet ons die analistiese of wetenskaplike metode van ondersoek laat vaar, en moet dit op 'n sintetiese manier benader word. Kortom, in plaas daarvan om bekende gebeure te neem en daaruit af te lei wat gebeur het, moet ons 'n denkbeeldige verduideliking opbou as dit net met die bekende gebeure sal strook. Ons kan dan hierdie verduideliking toets aan enige nuwe feite wat na vore mag kom. As hulle almal in hulle plekke pas, is die waarskynlikheid dat ons op die regte spoor is, en met elke nuwe feit neem hierdie waarskynlikheid toe in 'n meetkundige progressie totdat die bewys finaal en oortuigend word. Nou is daar een hoogs merkwaardige en suggestiewe feit wat nie die aandag gekry het wat dit verdien nie. Daar is 'n plaaslike trein wat deur Harrow en Kings Langley loop, wat so geskeduleer is dat dit die sneltrein moes inhaal op of omtrent die tydstip toe dit sy spoed na 8 myl per uur verminder het weens die herstelwerk aan die lyn. Die twee treine sou op dieselfde tydstip en in dieselfde rigting teen 'n soortgelyke spoed en op parallelle spore beweeg het. Dit is binne almal se ervaring hoe, onder sulke omstandighede, die insittends van elke rytuig baie duidelik die passasiers in die ander rytuie teenoor hom kon sien. Die lampe van die sneltrein is by Willesden aangesteek, sodat elke kompartement helder verlig was en baie sigbaar vir 'n waarnemer van buite af. Nou, die volgorde van gebeure soos ek dit rekonstrueer, sou op hierdie manier wees. Hierdie jong man met die abnormale aantal horlosies was alleen in die rytuig van die stadige trein. Sy kaartjie met sy papiere en handskoene en ander dinge was veronderstel ons op die sitplek langs hom. Hy was waarskynlik 'n Amerikaner en ook waarskynlik 'n man met 'n swak intellek. Die oordadige gedrag van juweliersware is 'n vroeë simptoom van sommige forme van waansin. Terwyl hy die rytye van die sneltrein dopgehou het, wat as gevolg van die toestand van die lyn teen dieselfde pas as hy gegaan het, het hy skielik mense daarin gesien wat hy geken het. Ons sal terwille van ons teorie veronderstel dat hierdie mense 'n vrou was vir wie hy lief was en 'n man vir wie hy gehaat het en wat hom op sy beurt gehaat het. Die jong man was opgewonde en impulsief. Hy het die deur van sy rytuig oopgemaak, van die treeplank van die plaaslike trein na die treeplank van die sneltrein gestap en die ander deur oopgemaak en sy weg gebaan na die teenwoordigheid van hierdie twee mense. Die prestasie op die veronderstelling dat die treine teen dieselfde spoed beweeg het, is geensins so gevaarlik as wat dit mag voorkom nie. Nou dat ons jong man sonder sy kaartjie in die rytuig het waarin die ouer man en die jong vrou reis, is dit nie moeilik om te dink dat 'n gewelddadige toneel gevolg het nie. Dit is moontlik dat die paar ook Amerikaners was, wat des te waarskynlik is aangesien die man 'n wapen gedra het, 'n ongewone ding in Engeland. As ons veronderstelling van beginnende waansin korrek is, het die jong man waarskynlik die ander aangeval. As gevolg van die risie het die ouer man die indringer geskiet en toe uit die rytuig gestap met die jong dame saam met hom. Ons veronderstel dat dit alles baie vinnig gebeur het en dat die trein nog steeds so stadig beweeg het, dat dit nie moeilik was vir hulle om dit te verlaat nie. 'n Vrou kon 'n trein verlaat wat teen 8 myl per uur beweeg. As 'n feit weet ons dat hierdie vrou dit wel gedoen het. En nou moet ons die man in die rookkompartement inpas.
As ons aanneem dat ons tot op hierdie punt die tragedie korrek gerekonstrueer het, sal ons niks in hierdie ander man vind wat ons sal laat heroorweeg oor ons gevolgtrekkings nie. Volgens my teorie het hierdie man die jong kerel van een trein na die ander sien oorsteek, gesien hoe hy die deur oopmaak, die pistoolskoot gehoor, die 2 vlugtelinge op die lyn sien spring, besef dat moord gepleeg is en self uitgespring het in agtervolging. Waarom daar nooit weer van hom gehoor is nie, of hy sy eie dood in die agtervolging teengekom het, of wat meer waarskynlik is, hy besef het dat dit nie 'n geval vir sy inmenging was nie, is 'n detail wat ons tans geen manier het om te verduidelik nie. Ek erken dat daar sekere probleme is. Op die oog af mag dit onwaarskynlik lyk dat 'n moordenaar homself op so 'n oomblik in sy vlug sou belas met 'n breinleersak. My antwoord is dat hy goed bewus was dat as die sak gevind sou word, sy identiteit vasgestel sou word. Dit was absoluut noodsaaklik vir hom om dit saam te neem. My teorie staan of val by een punt, en ek roep die spoorwegmaatskappy op om streng ondersoek in te stel of 'n onopgeëiste kaartjie in die plaaslike trein deur Harrow en Kings Langley op die 18de Maart gevind is. As so 'n kaartjie gevind is my saak bewys. Indien nie, kan my teorie nog steeds die korrekte een wees, want dit is denkbaar dat hy of sonder 'n kaartjie gereis het, of dat sy kaartjie verlore geraak het. Op hierdie uitvoerige en aanneemlike hipotese was die antwoord van die polisie en van die maatskappy eerstens dat geen sodanige kaartjie gevind is nie, en tweedens dat die stadige trein nooit parallel aan die sneltrein sou loop nie, en derdens dat die plaaslike trein stilgestaan het by Kings Langley stasie toe die sneltrein teen 50 myl/uur daarby verby geflits het. So het die enigste bevredigende verduideliking tot niet gegaan, en 5 jaar het verloop sonder dat 'n nuwe een verskaf is. Nou, uiteindelik kom daar 'n verklaring met al die feite dek en wat as autentiek beskou moet word. Dit het die vorm aangeneem van 'n brief gedateer uit New York en gerig aan dieselfde misdaadondersoeker wie se teorie ek aangehaal het. Dit word hier in extenso gegee met die uitsondering van die 2 openingsparagrawe wat persoonlik van aard is. Jy sal my verskoon as ek nie baie vrygewig met name is nie. Daar's minder rede nou as wat daar 5 jaar gelede was toe moeder nog geleef het. Maar ten spyte daarvan verkies ek om ons spore soveel as moontlik toe te maak. Maar ek skuld u 'n verduideliking, want as u idee daarvan verkeerd was, was dit nogtans 'n magtige vindingryke een. Ek sal 'n bietjie moet teruggaan sodat u alles daaroor kan verstaan. My mense het van Bucks, Engeland gekom en in die vroeë 50 jare na die State geëmigreer. Hulle het in Rochester in die staat New York gevestig, waar my vader 'n groot winkelbedryf het. Daar was net 2 seuns, ek self, James, en my broer, Edward. Ek was 10 jaar ouer as my broer, en na my vader oorlede is, het ek soort van die plek van 'n vader vir hom ingeneem, soos 'n ouer broer maar doen. Hy was 'n heldere, lewenslustige seun, en net een van die mees pragtige wesens wat ooit geleef het. Maar daar was altyd 'n sagte plek in hom, en dit was soos mif in kaas, want dit het versprei, en niks wat jy kon doen sou dit keer nie. Moeder het dit net so duidelik soos ek gesien, maar sy het aangehou om hom te bederf, want hy het so 'n manier gehad dat jy hom niks kon weier nie. Ek het alles gedoen wat ek kon om hom toon te hou, en hy het my gehaat vir my moeite. Uiteindelik het hy heeltemal sy sin gekry, niks wat ons kon doen sou hom omkeer. Hy het in New York afgeklim, en hy het vinnig van sleg na erger gegaan. Aan die begin was hy net losbandig, en toe het hy misdadig geword. En toe, na 'n jaar of 2, was hy een van die mees berugte jong skelms in die stad. Hy het 'n vriendskap gevorm met Sparrow McCoy, wat aan die voorpunt van sy beroep was as 'n bedrieër, vervalser en algemene skelm. Hulle het begin met kaartspelkillery en het van die beste hotelle in New York besoek. My broer was 'n uitstekende akteur. Hy kon 'n eerlike naam vir homself gemaak het as hy wou, en hy sou die rolle speel van 'n jong Engelse adelike, eenvoudige knaap van die beste, of 'n universiteitsstudent, wat ook al Sparrow McCoy se doel gepas het. En toe eendag het hy homself soos 'n meisie aangetrek, en hy het dit so goed reg gekry, en homself so 'n waardevolle lokvink gemaak, dat dit daarna hulle gunstelingsspel geword het. Hulle het dit reg gekry met Tamani en met die polisie, en so het dit gelyk asof niks hulle kon keer nie, want dit was in die dae van die Lexou-kommissie, en as jy nie 'n bietjie invloed gehad het, kon jy omtrent enigiets doen wat jy wou. En niks sou hulle gestop het as hulle net hulle kaarte in New York gehou het nie. Maar hulle moes Rochester toe kom en 'n naam op 'n tjek vervals. Dit was my broer wat dit gedoen het, alhoewel almal geweet het dat dit onder die invloed van Sparrow McCoy was.
Ek het daardie cheque opgekoop en dit het my aardige bedrag gekos. Toe het ek na my broer toe gegaan, dit voor hom op die tafel neergesit en aan hom gesweer dat ek hom sou vervolg as hy nie die land verlaat nie. Aan die begin het hy net gelag. Ek kon nie vervolg nie, het hy gesê, sonder om ons ma se hart te breek nie, en hy het geweet ek sou dit nie doen nie. Ek het hom egter laat verstaan dat ons ma se hart in elk geval besig was om te breek, en dat ek vasbeslote was dat ek hom eerder in Rochester in 'n tronk sou sien, as in 'n New York hotel. Uiteindelik het hy toegegee, en hy het my 'n plegtige belofte gemaak dat hy Sparrow McCoy nooit weer sou sien nie, dat hy na Europa sou gaan, en dat hy sy hand sou wend na enige eerlike werk wat ek hom sou kon kry. Ek het hom dadelik na 'n ou familievriend Joe Wilson geneem, wat 'n uitvoerder van Amerikaanse horlosies en staanoorlosies was, en ek het hom oorgehaal om vir Edward 'n agentskap in Londen te gee, met 'n klein salaris en 'n 15% kommissie op alle besigheid. Sy maniere en voorkoms was so goed, dat die ou man dadelik oortuig het, en binne 'n week is hy Londen toe gestuur met 'n tas vol oorlosies. Dit het vir my gelyk asof hierdie besigheid met die cheque my broer regtig bang gemaak het, en dat daar 'n kans was dat hy hom sou bevestig in 'n eerlike lewenswyse. My ma het met hom gepraat, en wat sy gesê het hom geraak, want sy was nog altyd die beste ma vir hom, en hy was die groot hartseer van haar lewe. Maar ek het geweet dat hierdie man, Sparrow McCoy, 'n groot invloed op Edward gehad het, en my kans om die knaap op die reguit pad te hou, het gelê in die verbreeking van die verbintenis tussen hulle. Ek het 'n vriend in die New York speurdersmag gehad, en deur hom het ek McCoy dopgehou. Toe ek binne 2 weke van my broer se vertrek hoor dat McCoy 'n kajuit op die Etruria bespreek het, was ek net so seker asof hy myself vertel het, dat hy Engeland toe gaan, met die doel om Edward terug te lok na die weë wat hy verlaat het. In 'n oomblik het ek besluit om ook te gaan, en om my invloed teen McCoy se te plaas. Ek het geweet dit was 'n verlore stryd, maar ek het gedink, en my ma het gedink, dat dit my plig was. Ons het die laaste nag saam deurgebring in gebed vir my sukses, en sy het maar haar eie testament gegee, wat my pa aan haar gegee het op hulle troudag in die ou land, sodat ek dit altyd naby my hart kon dra. Ek was 'n medereisiger op die stoomskip met Sparrow McCoy, en ten minste het ek die bevrediging gehad om sy klein speletjie vir die reis te bederf. Die heel eerste aand het ek die rookkamer binne gegaan en hom aan die hoof van 'n kaarttafel gevind met 'n halfdosyn jong kerels wat hulle vol beursies en hulle leekoppe na Europa toe gedraai het. Hy was besig om hom voor te berei vir sy oes, en 'n ryk een sou dit gewees het, maar ek het dit gou alles verander. "Meneere," het ek gesê, "weet julle met wie julle speel?" "Wat het dit met jou te doen, of hou jou by jou eie sake," het hy gesê met 'n vloekwoord. "Wie is dit dan?" het een van die windvroeke gevra. "Hy is Sparrow McCoy, die mees berugte kaartspelkiller in die state." Hy het opgesprong met 'n bottel in sy hand, maar hy het onthou dat hy onder die vlag van die ou land was, waar wet en orde heers, en Tamani geen invloed het nie. Tronk in die galg wag vir geweld en moord, en daar's geen uitglip deur die agterdeur op 'n oseaanstomer nie. "Bewys jou woorde jou," het hy gesê. "Ek sal," het ek gesê. "As jy jou regter hemdmou tot by jou skouers sal oprol, sal ek of my woorde bewys, of ek sal hulle opeet." Hy het bleek geword en nie 'n woord gesê nie. "Sien, ek het iets geweet van sy maniere, en ek was bewus dat deel van die meganisme wat hy en al sulke skelms gebruik, bestaan uit 'n rekker langs die arm, met 'n knip net bo kan die pols. Dit is deur middel van hierdie knip dat hulle die kaarte wat hulle nie wil hê nie uit hulle hande onttrek, terwyl hulle ander kaarte van 'n ander wegsteekplek vervang. Ek het daarop gereken dat dit daar sou wees, en dit was. Hy het my vervloek, uit die salonkajuit gesluip, en was skaars weer gedurende die reis gesien. Vir een keer in elk geval was ek gelyk met meneer Sparrow McCoy. Maar hy het gou sy wraak op my geneem, want wanneer dit by beïnvloeding van my broer gekom het, het hy my elke keer oortref. Edward het homself reguit gehou in Londen vir die eerste paar weke, en het 'n bietjie besigheid gedoen met sy Amerikaanse oorlosies, totdat hierdie skurk weer oor sy pad gekom het. Ek het my bes gedoen, maar my beste was min genoeg. Die volgende wat ek gehoor het, was daar 'n skandaal by een van die Northumberland Avenue hotelle. 'n Reisiger is van 'n groot bedrag beroof deur 2 medepligtige kaartspelkillers, en die saak was in die hande van Scotland Yard. Ek het eers daarvan in die aandkoerant geleer, en ek was dadelik seker dat my broer en McCoy terug was by hulle ou speletjies. Ek het dadelik na Edward se Lucies gehaas. Hulle het my vertel dat hy in 'n lang jaar, wat ek as McCoy herken het, saam weg is, en dat hy die Lucies verlaat het en sy goed saamgeneem het. Die huisvrou het gehoor dat hulle verskeie aanwysings aan die koetsman gee,
eindigend met Euston-stasie, en sy het per ongeluk gehoor dat die lang heer iets oor Manchester sê. Sy het geglo dat dit hulle bestemming was. 'n Kyk na die tydtafel het my gewys dat die mees waarskynlike trein om 5 uur was, hoewel daar nog een om 4:35 was, wat hulle dalk kon gehaal het. Ek het net tyd gehad om die latere een te haal, maar het geen teken van hulle by die stasie of in die trein gevind nie. Hulle moes met die vroeër een gegaan het. Dus het ek besluit om hulle na Manchester te volg en in die hotelle daar na hulle te soek. Een laaste beroep op my broer by alles wat hy aan my ma verskuldig was, kon selfs nou nog sy redding wees. My senuwees was oorgespanne en ek het 'n sigaar aangesteek om dit te kalmeer. Op daardie oomblik, net toe die trein begin beweeg, is die deur van my kompartement oopgepluk en daar was McCoy en my broer op die platform. Hulle was albei vermom en met goeie rede, want hulle het geweet dat die Londense polisie agter hulle aan was. McCoy het 'n groot astrakaan kraag opgetrek, sodat net sy oë en neus gewys het, en my broer was soos 'n vrou aangetrek, met 'n swart sluier halfpad oor sy gesig. Natuurlik het dit my nie vir 'n oomblik mislei nie, en dit sou ook nie gebeur het selfs al het ek nie geweet dat hy dikwels so uitrusting voorheen gebruik het nie. Ek het opgespring, en toe ek dit doen, het McCoy my herken. Hy het iets gesê, die kondukteur het die deur toegeslaan en hulle is na die volgende kompartement gewys. Ek het probeer om die trein te stop om hulle te volg, maar die wiele het reeds beweeg en dit was te laat. Toe ons by Willesden stop, het ek dadelik van waar verander. Dit blyk dat ek nie gesien is nie, wat nie verbasend is nie, aangesien die stasie vol mense was. McCoy het my natuurlik verwag, en hy het die tyd tussen Euston en Willesden gebruik om alles te sê wat hy kon, om my broer se hart te verhard, en om teen my op te stel. Dit is wat ek vermoed, want ek het hom nog nooit so onmoontlik gevind om te versag of te beweeg nie. Ek het hierdie manier probeer, en daardie manier probeer. Ek het sy toekoms in 'n Engelse tronk geskilder. Ek het die hartseer van sy ma beskryf, wanneer ek met die nuus sou terugkeer. Ek het alles gesê om sy hart te raak, maar alles te vergeefs. Hy het daar gesit met 'n vaste spotlag op sy aantreklike gesig, terwyl Sparrow McCoy elke nou en dan 'n spot na my sou gooi, of een of ander woord van aanmoediging om my broer by sy besluite te hou. "Hoekom begin jy nie 'n Sondagskool nie?" sê hy vir my sê, en dan in dieselfde asem, "Hy dink jy het geen eie wil nie. Hy dink jy's net die baba broer en dat hy jou kan lei waar hy wil. Hy vind nou eers uit dat jy ook 'n man is, net soos hy." Dit was daardie woorde van hom wat my bitter laat praat het. Ons het Willesden verlaat, verstaan jy, want dit alles het 'n rukkie geneem. My humeur het die oorhand gekry, en vir die eerste keer in my lewe het ek my broer se rowwe kant van my laat sien. Miskien sou dit beter gewees het as ek dit vroeër en meer dikwels gedoen het. "'n Man," het ek gesê, "wel ek is bly om jou vriend se versekering daarvan te hê, want niemand sou dit vermoed as hulle jou soos 'n kosskoolmeisie sien nie. Ek dink nie in hierdie hele land is daar 'n meer veragtelike wese as wat jy is, soos jy daar sit met daardie Dolly voorskoot aan nie." Hy het gekleer by dit, want hy was 'n ydelman, en hy het gekrimp van die bespotting. "Dis net 'n stofjas," het hy gesê, en hy het dit afgeglip. "'n Mens moet die speurders van jou spoor afkry, en ek het geen ander manier gehad om dit te doen nie." Hy het sy toug met die sluier daarvan afgehaal, en hy het beide dit in die jas in sy breinsak gesit. "In elk geval hoef ek dit nie te dra totdat die kondukteur rondkom nie," het hy gesê. "Ook nie dan nie," het ek gesê, en die sak gegryp en dit met al my krag by die vensters uitgegooi. "Nou," het ek gesê, "sal jy nooit 'n Mary Jane van jouself maak, terwyl ek dit kan keer nie. As niks behalwe daardie vermomming staan tussen jou en 'n tronk nie, dan sal jy tronk toe gaan." Dit was die manier om hom te hanteer. Ek het dadelik my voordeel gevoel. Sy buigsame geaardheid was een wat makliker aan hardheid toegegee het as aan smeking. Hy het van skaamte gebloos en sy oë het met trane gevul, maar McCoy het ook my voordeel gesien en was vasbeslote dat ek dit nie sou voorsit nie. "Hy is my vernoot en jy sal hom nie boelie nie," het hy uitgeroep. "Hy is my broer en jy sal hom nie ruïneer nie," het ek gesê. "Ek glo in die tyd in die tronk is die allerbeste manier om julle uitmekaar te hou, en jy sal dit kry, of dit sal nie my skuld wees nie." "O, so jy wil verklik, nee," het hy uitgeroep, en in 'n oomblik het hy 'n revolver uitgeruk. Ek het na sy hand gespring, maar gesien dat ek te laat was, en sywaarts gespring. Op dieselfde oomblik het hy geskiet, en die koel wat my sou getref het deur my ongelukkige broer se hart gegaan. Hy het sonder 'n kreun op die vloer van die kompartement geval, en McCoy en ek, ewig geskok, het aan weerskante van hom gekniel en probeer om tekens van lewe terug te bring. McCoy het steeds die gelaaide revolver in sy hand gehou, maar sy woede teen my en my wrok teenoor hom is albei vir die oomblik deur hierdie sieklike tragedie oorweldig.
Dit was hy wat eers die situasie besef het. Die trein het op een of ander rede baie stadig op daardie oomblik beweeg en hy het sy kans vir ontsnapping gesien. In 'n oomblik het hy die deur oopgemaak, maar ek was net so vinnig soos hy, en toe ek op hom spring het ons albei van die treeplank afgeval en in mekaar se arms teen 'n steil wal afgerol. Onder het ek my kop teen 'n klip gestamp en ek kon niks meer onthou nie. Toe ek bykom, was ek tussen lae bosse gelê, nie ver van die spoorlyn af nie, en iemand het my kop met 'n nat sakdoek gebad. Dit was Sparrow McCoy. Ek reken ek kon jou nie los nie, het hy gesê. Ek wou nie die bloed van 2 van julle op my hande hê op een dag nie. Jy het jou broer lief gehad, ek het geen twyfel nie, maar jy het hom nie 'n sent meer lief gehad as wat ek hom lief gehad het nie. Al sal jy sê dat ek 'n snaakse manier gehad het om dit te wys. In elk geval lyk dit na 'n verskriklike leë wêreld nou dat hy weg is, en dit maak nie 'n duit saak of jy my aan die polisie oorhandig of nie. Hy het sy enkel in die val verstuit en daar het ons gesit, hy met sy nuttelose voet en ek met my kloppende kop. En ons het gepraat en gepraat totdat my bitterheid geleidelik begin versag het en in iets so simpatie verander het. Wat sou die nut daarvan wees om sy dood te wreek op 'n man wat net so getref was deur daardie dood soos ek? En toe, soos my verstand geleidelik teruggekeer het ek ook begin besef dat ek niks teen McCoy kon doen wat nie op my ma en myself sou terugslaan nie. Hoe kon ons hom skuldig bevind sonder dat 'n volledige verslag van my broer se loopbaan openbaar gemaak word? Die einste ding wat ons bo alles wou vermy. Dit was eintlik net soveel in ons belang as in syne om die saak toe te smeer, en van 'n wreker van misdaad het ek myself verander gevind in 'n samesweerder teen geregtigheid. Die plek waarin ons bevind het, was een van daardie fasantreservate wat so algemeen is in die ou land, en terwyl ons pad daardeur gevoel het ek myself bevind waar ek die moordenaar van my broer raadpleeg oor hoe ver dit moontlik sou wees om dit stil te hou. Ek het gou besef het wat hy gesê het, dat tensy daar papiere was waarvan ons niks geweet het in my broer se sakke nie, daar werklik geen moontlike manier was waarop die polisie hom kon identifiseer of uitvind hoe hy daar gekom het nie. Sy kaartjie was in McCoy se sak en so ook die kaartjie vir bagasie wat hulle by die stasie gelaat het. Soos meeste Amerikaners het dit hy goedkoper en makliker gevind om 'n uitrusting in Londen te koop as om in een van New York af te bring, sodat al sy linne en klere nuut en ongemerk was. Die sak met die stofjas wat ek by die venster uitgegooi het dalk tussen 'n doringbos geval waar dit nog steeds versteek is, of is dalk deur 'n swerwer weggedra, of het dalk in besit van die polisie gekom wat die voorval vir hulle self gehou het. In elk geval het ek niks daaroor in die Londense koerante gesien nie. Wat die horlosies betref, hulle was 'n keuse uit die wat aan hom toevertrou is vir besigheidsdoeleindes. Dit maak dalk vir dieselfde besigheidsdoeleindes gewees het dat hy hulle Manchester toegeneem het. Maar wel, dis te laat om daarop in te gaan. Ek blameer nie die polisie dat hulle gefaal het nie. Ek sien nie hoe dit anders kon gewees het nie. Daar was net een klein leidraad wat hulle kon opgevolg het, maar dit was 'n klein een. Ek bedoel daardie klein ronde speeltjie wat in my broer se sak gevind is. Dit is nie 'n baie algemene ding vir 'n jong man om by hom te dra nie, is dit? Maar 'n dobbelaar sou vir jou kon vertel wat so 'n speeltjie vir 'n kaartspel killery kan beteken. As jy 'n bietjie agtertoe sit van die tafel en die spoel met die gesig na bo op jou skoot lê, kan jy, terwyl jy deel, elke kaart sien wat jy aan jou teenstanders gee. Dit is nie moeilik om te sê of jy 'n man sien of hom verhoog wanneer jy sy kaarte net so goed ken soos jou eie nie. Dit was net soveel deel van 'n killery se toerusting soos die elastiese knip op Sparrow McCoy se arm. As hulle dit in verband bring met die onlangse bedrog by die hotelle, kon die polisie dalk 1 punt van die tou gekry het. Ek dink nie daar is veel meer van my om te verduidelik nie. Ons het daardie nag by 'n dorpie genaamd Amersham aangekom in die hoedanigheid van 2 here op 'n staptoer, en daarna het ons stilweg na Londen gegaan, waarvandaan McCoy na Cairo is en ek na New York teruggekeer het. My ma is 6 maande later oorlede en ek is bly om te sê dat sy tot die dag van haar dood nooit geweet het wat gebeur het nie. Sy was altyd onder die wanindruk dat Edward 'n eerlike bestaan in Londen maak, en ek het nooit die hart gehad om vir haar die waarheid te vertel nie. Hy het nooit geskryf nie, maar wel, hy het nooit op enige tyd geskryf nie. Dit het dus geen verskil gemaak nie. Sy naam was die laaste op haar lippe. Daar's nog net een ding wat ek moet vra, meneer, en ek sou dit as 'n vriendelike wederkerige guns beskou vir al hierdie verduideliking, as u dit vir my kon doen. U onthou daar die testament wat opgetel is. Ek het dit altyd in my binnesak gedra, en dit moes uitgeval het toe ek geval het. En ek heg baie waarde daaraan, want dit was die familieboek met my geboorte en my broersin, wat deur my pa aan die begin daarvan gemerk is. Ek wens u wil by die regte plek aansoek doen, en dit na my laat stuur.
Dit kan van geen moontlike waarde vir enigiemand anders wees nie. As jy dit adresseer aan X Bassano se biblioteek, Broadway, New York, sal dit beslis by my uitkom. Lekker slaap.